se veewagter toe God in hom verskyn op die berg Horeb. Is steen met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isaac, God van... Hallo my liewe mens. Ja, jy, Ben en Francis, saam met Jesus by die doringbos. Die woord sê, en die bos, het 'n stem uit die bos gekom en gesê, trek uit jou skoene, die grond waarop jy staan is heilig, God is heilig, so raak ontslaaf van jou skoene. As jy op 'n kansel staan en jy bedien die woord, dan sien jy baie goed raak. En dan as sekere goed wat jy sou sê, en dan sien jy goed soos, laat ek 'n voorbeeld noem, goed soos, vroue julle moet julle mans onderdanig wees. Dan pomp hy haar so. Dis vir jou, niks met my te doen nie. Nie, wat is onderdanigheid en sy is jou hulp, nie jou slaaf nie. Nee, dis vir jou. En net nou sal jy sê, moenie dronk word van wyn nie. Dis vir jou. As ek die woord van God vat en ek maak hom oop, dan verstaan ek en dan glo ek, hierdie woord is vir my en vir jou. Maak nie saak waar jy sit vandag nie, hierdie kant, daai kant van die braambos nie. Hierdie woord is op my en jou van toepassing. My liewe mens, ek en jy moet hierdie woord vandag mooi luister en hoor wat die Gees van God sê. Baie bekende gedeelte in Johannes 5 vers 38. En ek wil hê jy moet mooi luister, wat sê God en met wie praat hy? Jesus, en met wie praat hy? En julle het sy woord nie as iets blywend in julle nie. Dis 'n lelike aantuiging. Ek is 'n prediker. Jy is 'n hoofouderling, jy's 'n Christen, jy is... Hoe kan hierdie Johannes hier skrywe, jy het nie die woord van Jesus in jou blywend nie. Net as en when, as ek die Engelse uitdrukking kan gebruik. Omdat julle hom, wat hy gestuur het, nie glo nie. Wie het God gestuur om die woord te bedien? Johannes die Doper, Paulus, Jakobus, Lukas, Matteus, het hy gestuur, en natuurlik Johannes, wat Openbaring geskryf het hy gestuur om ons te leer wat hy van ons verwag. In vandag se tyd, voor jy mag praat, moet jy eers studeer. Predikers, jong predikers vandag studeer 3 of 4 jaar, dan doen hulle iets wat hulle noem mil, en dan doen hulle prakties, en dan leer hulle, en dan berei hulle partykeer voor met 4 of 5 verskillende vertalings, ook Grieks en Latyns, en dan bring hulle die woord, en dan ons wat sê, ons het die blywende woord in ons sê, oké, nee,
is verkeerd, ek glo dit nie, my ouma het dit nie geglo nie, my ma het dit nie gesê nie. Is ek en jy regverdig? Die oomblik as jy so maak, of so maak, en sê, weet jy wat, hierdie woord is vir jou, is nie vir my nie, dan beoordeel jy jouself as onskuldig. Terwyl die woord van God sê, almal is skuldig. Prediker 3 vers 1. Alles het 'n bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Nou weet ek is veronderstel om die woord, die hele hoofstuk te lees en in konsep te kyk, maar ek wil hê ons moet, die tyd is altyd teen ons, ek wil hê ons moet vandag weet, alles in die lewe het 'n tyd. En as ek na my vorige bestaan kyk, van ek gebore is tot op 'n sekere ouderdom, het ek baie goed gedoen waaroor ek nie graag vandag wil getuig nie. Ek het baie hoogmoed gehad, ek het baie goed gehad, wat ek nie wil uitspoeg vandag nie. En ek glo, baie van u wat nou by die Baanbos sit, sal sê, dankie tog, ek hoef dit nie te vertel wie en wat ek was, tot die Here in my lewe gekom het nie. Maar nou getuig ons, ek het verander, ek het gehoorsaam geword aan die woord, ek glo en vertrou en doen net wat die woord van God sê. Ek begin al amper so bo kan die wet uitstyg. Ek rook nie, ek drink nie, ek vloek nie, ek skinder nie, ek is nie hoogmoedig nie. Maar die woord van God sê, julle, die woord is nog nie in jou hart nie. Ek dink dit het tyd geword dat ek en jy weer die woord gaan vat en sê, Here Jesus, praat jy nie dalk vandag met Ben Loubser, met my nie. Praat jy nie dalk vandag, en ek wens ek het jou naam geken, want ek nou jou naam genoem, met wie jy ook al is wat nou saam met my luister. Is daar dalk 'n klein moontlikheid dat ek en jy nog nie die woord van God in ons het nie? Nee, ons is baie goeie kerksmense, dit moet ek sê. Ons is op tyd by die kerk, feitelik elke Sondag. Ons gooi geld in die mandjie, soos ons wil. Ons glo wat ons wil, ons sê wat ons wil, ons prediker wat ons wil, ons maak wat ons wil, en ons staan op die woord wat sê, maar die genade. Ek het genoeg genade, dat ek kan maar eintlik maak wat ek wil. As ek die woord oopmaak, en ek hou nie van wat ek lees nie, dan skeer ek die bladsy uit. Dis nie op my van toepassing nie. My liewe mens, daarom dink ek, daar is 'n afname in ware kinders van God. Daar's fantastiese kerksmense. Wonderlike kerksmense. Met 'n godsdienstige gees, wat alles doen volgens hulle wil. Wat hulle glo wat in die woord staan, maar nog nooit die moeite gedoen het om die hele hoofstuk te lees nie. Nog nooit die moeite gedoen het om 'n verklarende woordeboek te vat. En ook nie agslaan op hulle wat God gekies het en opgelei het om ons te leer nie. Ja, ek is 'n prediker. Maar ek het ook mense na wie ek moet luister.
op mense, as 'n mooi uitdrukking, 'n klankbord. So af en toe dan bel ek iemand wat baie meer ondervinding het as ek. Ek bel iemand wat baie meer nader aan God leef as ek. En ek sê ek verstaan nie. Wat beteken dit? Julle het nie die woorde nie in julle blywend nie. Blywend in julle nie. Ek neem my bril op nou lees ek soos 'n krap. My liewe mens, het dit nie tyd geword dat ek en jy regtig, en nou kom ons terug by Prediker, daar's 'n tyd vir alles. Daar's 'n tyd wat ek gedans het en partytjies gehou het en dit was lekker. Ek het dit geniet. En toe kom daar 'n dag wat ek moet sê, weet jy wat? Ek in my huis gaan die Here dien. Nie soos ek wil nie, maar soos U wil, Here Jesus Christus. Soos U woord vir my voorsê. Soos die Heilige Gees my oortuig. En die Heilige Gees van God sal jou nooit oortuig soos jy wil nie. Hy sal jou oortuig volgens die woord, die geskrewe woord, die Bybel van 'n lewende God. Baie Christene vat die Bybel en hulle maak 'n uittreksel in hulle kop van wat hulle wil glo. Jy kan sê wat jy wil. Hulle word nie beweeg nie. Wat het daai man op die wa gesê? Jy het my byna oorweeg om 'n wedergebore kind van God te wees, my vertaling. Daar's so baie mense en ek sluit myself in. Ek moet daagliks tot bekering kom. Ek moet daagliks vergifnis pleit. Die woord sê met smeek en dank. Ek moet daagliks op my knieë of op my maag lê en sê, Here, help. Ek is nie waar ek moet wees nie, ek sê nie wat ek moet sê nie, ek sê nie nee as ek moet nee sê nie, en ek doen nie wat die woord van God sê nie. Want ons goed wat God se woord sê, wat my seer maak. En ek wil sê, nee, dis nie ek. Dis nie ek. En baie keer sal iemand, veral Fransis, vir my sê, Ben, pas op. Pas op wat jy nou sê. En dan wil ek dit met 'n grappie regmaak. Dan sê sy, nee, wat sê die woord? Jy weet as jy reg en verkeerd is. Hoekom wil jy stry? Sy is net so gesond van die Here soos ek. Sy ken die woord, sy het 'n verhouding met 'n lewende God. As sy na my toe kom en sy sê, God sê, het in 44 jaar wat ons getroud is, oor en oor bewys, sy hoor die stem van die Heilige Gees van God. Hoor jy en ek nog die stem, die Heilige Gees stem van God en sy woord? Of het ons so verhard, het ons so besluit, dat die woord van God nie regtig meer in ons is nie. In ons is 'n godsdiensgees, 'n dwaalgees. Nie die Heilige Gees nie, maar die vals Heilige Gees. In ons is iets wat die woord van God ons teen waarsku, wat die Heilige Gees verafskie, die eie ek. Ek spot altyd, ek sê ek sal, ek weet, ek is okay. My liewe mens, wanneer laas het jy regtig voor God gaan lê met die geskrewe woord van God op jou hart en gesê, Here, wat verstaan ek verkeerd?
wat word gepreek en ek hoor dit nie? Ek luister. Mense vertel my hoe mooi kan ek preek. Liewe mens, moet asseblief nie sê, Ben Loubser preek nie, moet ook nie vir my sê, dis mooi nie. Sê, jy het my vandag so geïrriteer. Hoekom het ek jou geïrriteer? Want jy het laat die Heilige Gees met my praat, deur jou, en jy het goed gesê, wat ek nie doen nie, en ek het dit besef, en ek was kwaad vir jou, omdat jy die waarheid praat. Ek sit ook na hierdie woord en luister. As hy op Facebook is, dan gaan ek ook daarin, dan luister ek ook daarna. En dan is al goed wat ek hoor, wat ek sê, wat ek dink. Heilige Gees het nou met my gepraat. Deur die braambos, deur die TV, deur die persoon waar daar sit, hy lyk baie soos Ben Loubser. Hy het met my gepraat. Nee, nie die persoon op die skreen nie, nie die persoon wie se stem hy gebruik nie. Die Heilige Gees sê vandag vir jou en vir my, jy het nie meer die woord, jy het my nie meer in jou hart nie. Wanneer laas, ek gaan dit lees, maar ek gaan nou regtig my bril opsit, dat ek kan reg lees. En julle het sy woord nie as iets blywend in julle nie, omdat julle hom, wat hy gestuur het, nie glo nie. Here, ek wil vandag my oë sluit, ek wil opkyk, ek wil my hart skeer, en ek wil sê, Here, is u woord nog blywend in my? Of dink ek het en glo ek het, omdat ek het graag wil glo, of ek dalk hoogmoed het, of ek dink dalk ek weet alles, of is die waarlik in my hart? Hierdie boodskap wat ek bring, is dit waarlik die Heilige Gees wat met hom en haar en met my praat, of is hierdie die woord wat mooi klink, wat mense van sal hou, of dalk nie van sal hou nie. Here, praat met elkeen van ons, deur die Gees van God, in Jesus naam. Amen. Baie dankie my liewe mens, my telefoonnommer is 072 577 1196, 072 577 1196. Baie dankie dat jy ingeskakel het, baie dankie vir al die ondersteuning, al die WhatsApps my eerder voor jy bel, al die WhatsApps, baie dankie vir die gebede, ek het elke gebed nodig, ek en my vrou en ons gesin, baie dankie vir elke finansiële bydrae, ons het dit net so nodig, baie dankie dat u ons ondersteun en dat u inskakel. Baie liefde, Ben en Francis Loubser, ons aanbid by Pastoor Roan Marie in Jesus is Lig, Eastvale Springs, en ons woon in Dursley Park in Springs. Die Here seën u. Amen.